Welkom graad 12 by Fisiese Wetenskap, Chemie, vraestel 2 van Mei-Junie 2024. Vandag kyk ons na vraag 8, spesifiek galvaniese selle. Die tabel wat jy gaan nodig het om die vraag te beantwoord sal 4b, jou standaard reduksiepotensiale tabel wees. Vraag 8. Die verband tussen konsentrasie van 'n elektrolyt en die selpotensiaal word ondersoek deur die volgende elektrochemiese sel te gebruik deur 'n selnotasie voor te stel. Aluminium vaste stof, faseskeider aluminium 3+ ione, soutbrug M2+ ione, faseskeider M vaste stof. Die konsentrasie van die M2+ ione word verander en die ooreenstemmende EMK word gemeet. Die konsentrasie van die aluminium 3+ ione en die temperatuur is by standaard toestande. Die grafiek hieronder toon die resultate van hierdie ondersoek. So belangrik in die scenario wat uitstaan is jou selnotasie. En by jou selnotasie kan jy verwys na die linkerkant van die selnotasie is waar ons anode is en die regterkant is waar jy jou katode sal vind en by die linkerkant kry jy ook waar oksidasie plaasgevind het en by jou regterkant is dit waar reduksie plaasgevind het. En by ons anode en oksidasie kry ons reduseermiddel en by ons regterkant by ons katode waar reduksie plaasvind, kry ons oksideermiddel. So dit is net 'n kyk na ons selnotasie. Ons het ons soutbrug in die middel. So daai sal ons soutbrug gewees. Dan belangrik wat nog uitstaan is standaard toestande vir 'n elektrochemiese sel, standaard toestande. Konsentrasie is 1 mol per kubieke desimeter en die temperatuur waarby die sel moet funksioneer is 25 grade Celsius. As ons kyk na ons vraag, hulle sê identifiseer die reduseermiddel in hierdie sel. 8.2 bepaal die konsentrasie van die M2+ ione wat 'n EMK van 1,8 volt sal gee. 8.3 Hoe sal die konsentrasie van die M2+ ione beïnvloed word terwyl die sel in werking is? Kies uit toeneem, afneem, bly dieselfde. Gee 'n rede vir jou antwoord. En dan 8.4 Kaliumnitraat word in die soutbrug van hierdie sel gebruik. Na watter elektrode sal die kaliumione in die soutbrug beweeg? Na aluminium of na M? 1 punt. Dus weer voortgaan. 8.5 Identifiseer die metaal M met behulp van 'n berekening. En 8.6 Metaal M word nou met magnesium vervang. En 8.6.1 Watter elektrode, aluminium of magnesium sal die anode wees? En 8.6.2 Verwys na die relatiewe sterktes van oksideermiddels om die antwoorde te verduidelik. Altesaam is dit 2 punte en altesaam vir vraag 8, 15 punte. So graad 12, op hierdie oomblik kan jy die vraag, die video stop en die vraag probeer. En wanneer jy jou vraag klaar uitgewerk het, kan jy dan voortgaan en die antwoorde merk. Ons gaan direk oor om die antwoorde te merk. As ons kyk na ons scenario en ons grafiek, identifiseer die reduseermiddel in hierdie sel. Om die reduseermiddel te identifiseer, moet ons gaan na ons selnotasie. Ons het reeds gesê by ons selnotasie dat die linkerkant is waar ons anode het en waar oksidasie plaasvind. En by die anode en oksidasie kry ons dan ons spesie, aluminium, wat ons reduseermiddel is. So die reduseermiddel is dan ons aluminium.
So aluminium 1 punt of Al sal vir jou reduseermiddel wees. 8.2 bepaal die konsentrasie van M2 plus wat 'n EMK van 1,87 volt sal gee. Belangrik graad 12 by grafieke hou ons asse dop en ons y-as gee vir ons EMK en ons x-as gee vir ons konsentrasie. Die vraag verwys na ons konsentrasie wat ons moet vind en ons moet kyk by 'n EMK van 1,87. So as ons kyk na tussen 1,8 en 1,90, as ons stel, daar is 10 merkies tussen 1,90 en 1,8, 1,81, 1,82, 1,83, 1,84, 1,85, 1,86 en 1,87. So by hierdie punt sal jy 1,87 vind. By 1,87 beweeg ons dan tot teen die grafiek en ons beweeg dan af by die grafiek om tot by die konsentrasie te beweeg. So daardie punt is waar ons konsentrasie sal kry. So jy moet tot teen die grafiek en af beweeg. Om korrek en akkuraat uit te werk, moet ons weet wat is die skaal wat op die x-as gebruik word. As ons kyk tussen 0,50 en 0,25, daar is 10 merkies. En om uit te werk, hoeveel die 10 merkies elk is, gebruik ons dan ons 0,50 minus 0,25 deel deur die aantal merkies, wat 10 merkies is tussen hierdie twee punte. So daar is 10 merkies tussen die twee punte en dit gee vir ons elke merkie tel dan op spasie is 0,025. Die konsentrasie tussen elke merkie. So dit beteken ons het dan tussen die 2 0,25 en 0,50 is daar merkies. So ons kyk, dit is 1, 2, 3. So dit is 3 merkies van 0,25. So dit beteken as ons altesaam tel, as dit 0,25 plus met 3 maal met 0,025 en die waarde wat ons dan kry 0,25 plus 3 maal met plus 3 maal 0,025 en die waarde wat ons dan kry is ons 3. So dit beteken hierdie punt hier, hy sal 0, graad 12, so hy is 0,325. So die punt wat ons daar het is 0,325. So ons moet merk, so die antwoord is 0,325. 0,325, die gebied daar by hy punt. So by hierdie punt sal dit 0,325 mol per kubieke desimeter sal ons antwoord wees. Maar belangrik, hoe het ons daar uitgekom? Jy moet weet, elke spasie tussen hierdie, daar is 10 spasies, en om die spasies te kry is 0,025. Maar om by x-as te kom, moet ons op die y-as wees by potentiaalverskil 1,87 en ons gaan dan regs tot teen die grafiek en af tot onder graad 12. 8.3. Hoe sal die konsentrasie van die M2 plus beïnvloed word terwyl die werking van die sel is, kies toeneem, afneem of bly dieselfde? Wanneer ons galvaniese sel in werking is, sien ons dat M2 plus ondergaan reduksie. En wanneer hy reduksie ondergaan, dit beteken die ione verlaat die oplossing. So die ione verlaat die oplossing deur middel van reduksie en dit slaan neer as vaste stofatome op die elektrode. So dit beteken daar sal 'n afname wees. So dit neem af, M2 plus word gereduseer, M2 plus word opgebruik en M2 plus is die oksideermiddel. So dit beteken dit word opgebruik en dit verlaat en dit word gereduseer. So daai konsentrasie sal afneem van die tweede beker.
So graad 12, belangrik, jy moet jou grafiek verstaan en jy moet jou asse lees van jou grafiek. Ons kyk na 8.4. 8.4 sê hulle vir ons dat kaliumnitraat word in die soutbrug van die sel gebruik. Na watter elektrode sal die kaliumione in die soutbrug beweeg? Nou ons het reeds gesê by 8.3 dat ons M2+ ione sal ons elektrode verlaat, of ons oplossing verlaat. Dit beteken, dit sal dan na die M elektrode beweeg. Hoekom na die M elektrode of die sel? Is omdat die M2+ reduksie ondergaan het. So M2+ het reduksie ondergaan en die oplossing het minder positiewe ione, minder katione ingehaat. Dus hoekom die kalium positiewe ione beweeg dan na die M elektrode se sel. 8.5 identifiseer die metaal M met van berekeninge. So om die metaal te identifiseer en ons sien graad 12 de 6 punte, moet ons dan ons onbekende, ons moet ons M elektrode se waarde gaan uitwerk. En wanneer ons die waarde gaan uitwerk, dan kan ons die sel kry. So met die nodige berekeninge sien ons 'n standaard sel is by 1. By 1 konsentrasie, so die konsentrasie moet 1 mol per kubieke desimeter wees. En as ons opbeweeg by 1 mol per kubieke desimeter, sien ons dat hierdie sel, die sel se waarde dan 2 volt wees. So as ons 2 volt vir ons E theta sel is gelyk aan 2 volt, en ons weet dat dit saam met aluminium is, en saam met aluminium ondergaan oksidasie, en is minus 1,66, ons sel is 2. Het is 2 punte vir die 2, omdat jy moet weet dat dit 'n standaard toestande is. By standaard toestande het ons 2 volt, en ons vind uit dat M koper is. Koper, en ons het dit gaan aflees van ons 4b tabel af. Daar is ook opsie 2, en let wel, aanvaar enige korrekformule van die gegevensblad. Hierdie formule, graad 12 van die E-sel theta, moet korrek afgeskryf word van die formuleblad. Jy mag nie hierdie woorde afkort nie. Daai subskrifwoorde moet volledig uitgeskryf word. So dit is 8.5. So 8.5, om dit uit te werk, moet jy jou grafiek gebruik om af te lees. 8.6, metaal M word nou met magnesium vervang. Wat elektrode, aluminium of magnesium sal die anode wees? En die antwoord is magnesium. So magnesium sal ons anode wees. 8.6.2 verwys na die relatiewe sterktes van oksideermiddels om die antwoord te verduidelik. Hoekom sal magnesium die anode wees? Want aluminium is 'n sterker oksideermiddel as Mg2+, daarom sal magnesium geoksideer word tot Mg2+. Of jy kan skryf, magnesium is 'n swakker oksideermiddel as aluminium 3+, daarom sal magnesium geoksideer word tot magnesium 2+. So graad 12, dit is 8.6.2 se antwoord, en ons het aan die einde gekom van vraag 8. So vraag 8 is klaar, sorg dat jy vraag 8 weer deurwerk, om te kyk hoe ons by die antwoorde uitgekom het. So vir hierdie vraag, 8.6.1 het ons weer tabel 4b gebruik, en by 8.6.2 het ons ook tabel 4b gebruik op die formuleblad. So dit is die einde, baie dankie graad 12.